Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Selfgeregtigheid onvoldoende. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Matteus hoofstuk 5 vers 20. Die grootste misleiding van die menslike verstand in Christus se tyd was dat 'n blote instemming met die waarheid geregtigheid uitmaak. In alle menslike ervaring is 'n teoretiese kennis van die waarheid onvoldoende bewys vir die redding van die siel. Dit bring nie die vrugte van geregtigheid voort nie. Die fariseërs het beweer dat hulle kinders van Abraham is en het gespog met hul besit van die woorde van God. Tog het hierdie voordele hulle nie bewaar teen selfsug, kwaadwilligheid, gierigheid en die laagste skynheiligheid nie. Dieselfde gevaar bestaan steeds. Baie neem dit as vanselfsprekend aan dat hulle Christene is, bloot omdat hulle sekere teologiese beginsels onderskryf. Maar hulle het die waarheid nie in die praktiese lewe gebring nie. Hulle het dit nie geglo en liefgehad nie, daarom het hulle nie die krag en genade ontvang wat deur die heiligmaking van die waarheid kom nie. Mense mag geloof in die waarheid bely, maar as dit hulle nie opreg, vriendelik, geduldig, verdraagsaam en hemelgesind maak nie, is dit 'n vloek vir die besitters daarvan, en deur hulle invloed is dit 'n vloek vir die wêreld. Die geregtigheid wat Christus geleer het, is ooreenstemming van hart en lewe met die geopenbaarde wil van God. Sondige mense kan slegs regverdig word as hulle geloof in God het en 'n lewende verbintenis met hom handhaaf. Dan sal ware godsvrug die gedagtes verhef en die lewe veredel. Dan stem die uiterlike forme van godsdiens ooreen met die Christen se innerlike reinheid. Dan is die seremonies wat in diens van God vereis word, nie betekenlose rituele soos die van die skynheilige fariseërs nie. Redding is God se vrye gawe aan die gelowige, aan hom gegee om Christus se onthaalwe alleen. Die gekwelde siel kan vrede vind deur geloof in Christus, en sy vrede sal in verhouding wees tot sy geloof en vertroue. Hy kan nie sy goeie werke as 'n pleidooi vir die redding van sy siel aanbied nie.